Hoe was jou week gewees? 0 is baie sleg, 10 is baie goed. So hoe was jou week? Dink gou, sê gou, jy kan hieronder comment, hoe was jou week gewees? Dan kan ek jou vra, wat het jy gedoen? Ek weet van mense wat afsee toe was, ek was by 'n konferensie gewees die week. Wat het jy alles gedoen? Wat het jy alles gesê? Nou, ek dink ons kan onthou alles wat ons gesê het nie, maar met wie het jy 'n afspraak gehad? Wat het jy gepraat? Het jy baklei met iemand? Was jy ongelukkig met iemand? Het jy vir iemand gebid? Het jy hande opgelê, saam met iemand gebid? Dalk 'n skrif gedeel? Het jy Bybel gelees? Het die Here met jou gepraat? Nou, dis 'n vraag wat jy dalk dadelik in jou hart, het die Here met my gepraat? Ja, die Here het die week met my gepraat. Ek kan sê die Here het met my gepraat. En jy moet onthou dat die Here altyd praat. En ons eintlik altyd hoor. Die probleem is dat ons het nie geleer om te luister nie. So God praat, ons hoor, maar ons besef nie dis God wat praat nie, en ons het nie geluister en ons weet nie wat hy eintlik gesê het nie. En daar is so 'n pragtige voorbeeld in Lukas 1. Lukas 1 kom die engel by Johannes die Doper se pa, Sagaria. Hulle kan nie kinders hê nie, en die engel sê vir hom dat ek is die engel van die Here, Gabriel, en ek gaan vir jou, en julle gebed is beantwoord, julle gaan 'n kind hê. En dan sê hy, hoe weet ek, jy praat die waarheid, want my vrou sal oud, hoe kan dit gebeur? Hoe weet ek, gee my 'n teken. En dan is die engel amper kwaad, en dan sê hy, omdat jy my nie geglo het nie, sal ek jou mond toemaak, sal jy nie kan praat nie, dis wat met jou gaan gebeur. Daai selfde engel gaan 'n bietjie later na Maria toe, en Maria is verbaas, en die engel praat met haar, sê, luister, ek is Gabriel, en jy gaan 'n kind hê, die Heilige Gees gaan oor jou kom. En dan vra sy ook, maar hoe kan dit wees? Sy vra nie vir 'n teken nie, want sy het nie 'n man nie. Nou vra sy eintlik reg, Here, maar hoe gaan dit werk, want ek het nie 'n man nie. Dan sê hy, die Heilige Gees gaan oor jou kom, en jou bevrug, en jy gaan 'n kind hê. Nou, wat doen sy? Dan kom sy, en sy het geantwoord, ek is die Here se dienares, en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat hy gesê het waar word. En toe die engel weggegaan. So, sy het nie vir 'n teken gevra nie, sy het gesê, Here, laat dit waar word, laat dit gebeur, laat dit wat my gebeur, dit wat hy sê, laat dit my gebeur. Nou dink dan, albei hoor die engel verskyn aan hulle, dis 'n groot ding, as 'n engel aan jou verskyn. Die een vra 'n teken, hy het ongeloof. Die ander ene, hoe meer die engel praat, hoe meer is daar geloof, en dan sê sy, ja Here, ja, laat met my gebeur. En ek wil jou vra, hoeveel keer het jy ja vir die Here gesê? Hoeveel keer het jy gesê, ja Here, laat dit met my gebeur? Dit wat jy gesê het, ja Here. As die Here vir jou sê, gaan bid vir iemand, gaan praat met iemand, loop daar iemand, gaan gee vir iemand. Hoeveel keer het jy gesê, ja Here, ek gaan dit doen? Of, is ek seker, Here, gee my net nog 'n teken. Here, ek weet nie of dit van die Here af is nie. Here, moet ek dit doen? En jy is so besig met tekens, in plaas daarvan, dat jy net doen dit wat die Here sê. En raai wat, ek dink dit was 'n moeilike ding vir Maria, maar sy kon 'n kind hê. Ja, sy kan 'n kind hê. Sy was 'n jong meisie, sy kan 'n kind hê, en sy het toegelaat dat God se woord in haar bevrug word, en dat God se woord moet groei binne in haar lewe. Dan moet ek en jy dit ook toelaat. Dan vra ek jou, hoeveel keer laat jy toe dat die Here binne in jou werk? En ek weet ons mis dit. Ek weet ons luister partykeer nie na die Here nie. Maar ons kan gaan en vir die Here sê, Here, ek is jammer, ek het dit gemis. En as jy vir my sê, ek het dit 'n paar keer die week gemis, dan gaan sê 'n paar keer vir die Here, jammer. Here, ek is jammer oor daai en ek is jammer oor daai en ek is jammer oor daai. En God verlaat jou nie, hy praat elke dag met jou. Terwyl ek nou met jou praat hy met jou. So hy is elke dag besig om jou te praat. Hy verwerp jou nie, hy ignoreer jou nie, hy bly nie stil nie, hy praat weer met jou. So ek moedig jou aan om te doen wat die Here sê, om te luister vir die Here. Kan ek vir jou bid? Here, ek bid vir elkeen wat na my luister, dat ons sal doen wat hy sê. En ek weet, ons mis dit partykeer. Maar dankie dat jy genade met ons het, dat jy ons lief het, en dankie vir die goedheid in U naam. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.